Welkom by Politiek. Ek is Ernst van Zyl en saam met my atoe is slegs Paul Maritz in die besige tye. En in vandag se episode, Gareth praat hard, kleredrag reëls benard en Obamagate ondersoek op pad. Ja, ek kan spring weg met ietsie wat regtig verskriklik interessant was. Ons weet in Suid-Afrika is daar die program The Big Debate wat deur Reddit klaar weer aangebied word en is 'n redelike dis 'n oulike program, partykeer weet hulle laat regtig moeilike uitsprake toe, of hulle bespreek moeilike onderwerpe, wil ek amper sê. En Gareth Cliff het onlangs 'n brief geskryf waarin hy die Suid-Afrikaanse president kritiseer van 'n klomp goeters, en waar hy eintlik die hele wyse waarop die inperkingstyd hanteer word kritiseer. En toe is hy op 'n virtuele debat met Reddy en 'n man met die naam, 'n persoon met die naam Jamil Farouk. Ek weet nie hoe identifiseer die persoon nie, maar hy het respek, hy sê nou net 'n persoon. En dit het toe gegaan oor eintlik maar oor die huidige toestand en of 'n mens die ekonomie met oopmaak en al die lewens wat dit gaan kos om dit nie te doen nie. En die debat was regtig eintlik, ek moet sê ek die ander persoon jammer gekry. Gareth het heeltemal op intellektuele vlak oorrompel. En dit het op 'n punt gekom waar daar soveel ad hominem argumente na Gareth toe gegooi is. Hy is byvoorbeeld daar's aan hom gevra, maar hoe kan hy nie omgee vir mense se lewens nie en hy met 'n lys produseer van al die mense wat hy wil hê moet doodgaan. En die interessantste van alles, Ernst, ek weet dis ook iets wat jy nogal so 'n spesialis op is die reaksie van die media daarop gewees. Die interessante ding vir my was, het al hierdie mense wat ek het 'n klomp van hulle nou gevolg op sosiale media, en die reaksie is vir my super interessant, totdat hulle my uiteindelik blok. Maar mense wat sê, nee, daar's op hierdie ou gepik, en dit was 'n setup, hulle wou hom net laat sleg lyk en al die goeders. Intussen tyd was hy regtig onvoorbereid en hy is een van die beste debatteerders in die land. Ek weet nie, Ernst, sien jy dit anders as ek of stem jy saam? Nee, wat ek dink ek en jy sien dit deur dieselfde lens. Ek vind dit net snaaks dat hy het toe op die ou en die Jamil persoon wat Gareth teen gedebatteer het op die ou en op sosiale media die volgende dag gaan en lyk my hy was so verneder deur die nederlaag wat Gareth Cliff op hom losgelaat het, dat hy toe daar begin beweer het dat hy was geambush of dat hy het nie geweet hy gaan debatteer teen Gareth nie. Op 'n program met die naam The Big Debate, so dis net vir my baie vreemd en bietjie snaaks. Maar dan ook vir my net hier, ek dink hierso is waar jy daaraan geraak, maar ek sal graag daarop wil uitbrei, is die verskil in reaksies wat ons hier gesien het tussen twee groepe mense. So aan die een kant het jy die akademici en die media, nie almal binne in daai groepe nie, maar daar is 'n trant binne in daai groep wat jy kon sien, dat hulle het dit gesien as hierdie ou wat regtig die Jamil het vir Gareth aangevat en vir hom op sy plek gesit en vir hom gesê, maar natuurlik is Gareth 'n wit man, so natuurlik sal hy sulke opinies hê. En dit is die soort idee wat jy van die kommentariaat afgekry het. En dan aan die ander kant, as jy na die kommentaarseksie van die video gaan kyk, en daar's nou al oor 3000 kommentare van ek laas daar gaan kyk het. En dan gaan kyk jy na daai kommentaarseksie en jy sien dat ek sal so ver gaan as om te sê 95% van die kommentare, as dit nie meer is nie, sê net wat 'n absolute grap Jamil is, sê vir Gareth hy het goed gedoen. Baie van hulle sê hulle hou nie van Gareth Cliff nie, maar hy het die debat gewen. Baie sê die aanbieder was baie onprofessioneel, want sy het ook kant gekies teen Gareth. Baie van die mense in die kommentare, wit, swart, van alle rasse, sê dat Gareth het die dag gewen en dat Jamil regtig goed op sy plek gesit was en verneder is. En ek dink wat ons hierso sien, ek dink dis die belangrike ding, is ek dink nie ons sou so reageer. Ek was verbaas om te sien hoe baie mense Gareth se kant vat in die kommentare. Maar ek dink nie ons sou so 'n reaksie voor COVID-19 gesien het nie. Ek dink as mense in 'n krisis is, dan begin hulle nie meer soveel omgee oor die onbenullige klein krisisse wat ons altyd oor gestry het op sosiale media, of wat hulle altyd oor bietjie gegis het uit die mond uit oor op sosiale media van die koerante, soos byvoorbeeld 'n wit voorreg of jou opinie maak nie saak nie want jy is 'n wit man nie.
Ek dink as jy eers binne 'n krisis is, dan kom jy agter maar daai goedjies gaan ek dis bietjie luukse goed om oor kwaad te wees op die oomblik. Dit kan ons los vir later. Ons het nou regte probleme. En ek dink dis wat ons hier gesien het. Dis kom ek voorgestel het dat ons oor hierdie onderwerp praat op hierdie episode, want ek dink dit is so belangrik om te sien hoe die tydsgees van Suid-Afrika verander het met die aankoms van die Grendelstaat, met die aankoms van die siekte self en 'n regte waarlike krisis. En om te sien hoe mense dan het hulle klein, soos ek nou wel dit sal sê, hulle onbenullige of luukse krisisse wat hulle altyd oor bekommerd was of oor op sosiale media gepraat het, maar net by die venster uitgegooi het en dit maar op ys gesit het vir later. Ja, kyk, dit was my interessant tog dat 'n klomp mense toe nou na die tyd 'n klomp goed oor ras te sê gehad het en oor interseksionaliteit in jou keuse van jou geslag, en ek weet nie hoe relevant dit in die debat was nie, so dit is tog daai ding wat ons gereeld oor praat, dat mense so bietjie probeer om 'n slagoffer te wees, en omdat jy 'n slagoffer is, kan jy dan deeg syne uitstuur. Wat wel vir my interessant is, en ek dink ons praat baie daaroor, miskien vir jou as politiek luisteraar in die toekoms gaan ons dalk nog 'n bietjie meer praat oor hierdie onderwerp. Maar iets wat ons die laaste tyd baie oor praat is postmodernisme, die gedagte dat jy weet jy het jou lived truth en ek het dit wat vir my waar is en jy het dit wat vir jou waar is en ek kan niks vir jou sê en jy kan niks vir my sê. Die probleem is dat die probleem is dat ons het op hierdie stadium met die groot uitdaging dat ons regtig kan sien dit kan nie die waarheid wees. Dit kan nie waar wees dat twee mense verskillende waarhede kan hê in terme van die virus. Hierdie ding laat homself nie toe om gemeet te word in terme van syfers, of laat hom nie toe om gemeet te word in enigiets anders as syfers nie. Hy laat hom nie meet in gevoelens nie, hy laat hom meet in feite. En dis baie moeilik dink ek vir hierdie postmodernistiese ouens om nou ewe skielik jy weet hulle idee van die wêreld hierop af te druk, want hierdie virus werk nie so. Hy gee nie om hoe jy voel nie. As mens so 'n bietjie kan teruggaan op Ben Shapiro se maksim wat hy altyd sê, die feite gee regtig nie om hoe jy voel oor jy weet postmodernisme of die kleur van iemand se vel. Dit maak net ewe skielik nie meer saak nie. En ek dink dit skep vir hierdie ouens 'n identiteitskrisis, want jy het jou hele naskoolse lewe ingeploeg in hierdie studies oor jy weet interseksionele studie, of jy doen 'n PhD oor gelykheidsstudies of geslagstudies of wat ook al. Iets dis, en ek dink daai is absoluut irrelevant. Kritieke rasstudies. Ja, ek meen, wat maak dit jou relevant om te praat teen een van die grootste nuusouens in die wêreld wat elke dag met feite te doen kry? Nee ja, ek meen, ek dink ons sê so gereeld die wêreld word mal, maar dit is maar eintlik opsig waar die wêreld 'n bietjie minder mal word. Want ons moet duidelik sien, daar is 'n wenner, daar is 'n verlorer. En dit veel is wat jou interseksionele groepe en denkers gaan en gaan sê, nee, maar wat van sy waarheid, wat van sy geleefde ervaring, die waarheid is niemand gee om nie, ons het nie nou tyd vir dit nie, en dit maak regtig nie saak. Wat saak maak is feit. Wat saak maak is dat dit waar is, dat baie meer mense van honger gaan doodgaan, as ons nie ernstig die ekonomie oopmaak. En die ouens wat regtig radikaal verskil van my ideologie byvoorbeeld, wat dit nou al begin sê, die ouens wat regtig hulle self as social justice warriors sal beskou, wat nou al roep dat die ekonomie oopgemaak moet word, wys maar net vir my dat hierdie punt regtig, dis eintlik net die regering en mense wat deur hulle betaal word, wat die aan vashou. Ja, en ek dink wat ons hierso sien om dit miskien op te som is, voor die regte ware krisis wat ons nou teen staan. Ek dink nie meer die ware krisis is die siekte nie. Die ware krisis is nou heel beslis die staat van inperking self. Ek sien iemand het daarso op my Facebook het ek gesien dat hulle gesê dat hulle wil graag hê die virus moet 'n mediaverklaring uitreik oor hoe om ons te beskerm teen die gevaar van die regering. En ek dink wat ons nou hier gesien het, is dat voor die virus of voor hierdie krisis, het mense regtig blou moord geskree op sosiale media oor wat se kleur die boot waarop ons almal sit geverf is, omdat dit vir hulle aanstoot geneem het daaroor byvoorbeeld. Maar as daai boot in 'n storm invaar, dan gee mense nie meer so om oor wat se kleur die boot geverf is, dan klou hulle almal ewe hard aan hom vas. En ek dink dis wat ons hier gesien gebeur het, is dat ek dink dit gee vir ons waardevolle perspektief oor wat se krisisse en wat se probleme is en
en kwessies is regtig belangrik en wat van dit is maar net 'n klomp geraas, maar dit maak nie regtig enigiets reg nie. En ek dink dis definitief waar ons nou onsself vind. Dis ons sit nou dat ons eintlik 'n ware krisis in die oë staar, kan gee dit vir ons daai waardevolle perspektief en ek hoop dit bly na hierdie krisis verby is, wat een of ander tyd gaan gebeur. Hoop ek mense hou daai perspektief, want wanneer die ou onbenullige krisisse van die verlede gaan weer begin kop uitsteek na hierdie krisis en dan moet ons nie weer net teruggaan na ons vorige staat van denke en dan dink maar hierdie is nou weer goed waaroor ons moet bekommerd wees nie. Want op die ou end as dit te goed gaan of as daar nie regtig 'n ware krisis is nie, dan gaan ons krisisse begin opmaak. Dis maar net die menslike geaardheid. Ja, dis waar. Nou ja, ek dink dit lei ons aan afval. Ek ken 'n tweede onderwerp van bespreking en dit is dat minister Ibrahim Patel nou reëls uitgebring het vir watter klere ons mag koop en watter klere nie. Nou ons is nie baie lief vir die groot staat nie. Maar ja, erns wat jy voor oor die reëls. Ja, so miskien net vir 'n bietjie konteks. Meneer Patel is ons minister van industrie en handel en hy het nou nuwe regulasies bekend gestel hierdie week oor watse soort klere jy mag koop gedurende die staat van inperking vlak 4 wat ons op die oomblik in is. So hemde mag byvoorbeeld gekoop word mits dit onder 'n baadjie of 'n trui gedra word en ek lees dit nou regtig soos wat dit uit sy verslag uitkom. 'n Kort broek is ook aanvaarbaar, maar dan moet dit met stewels en dik kouse gedra word. Skoene mag ook verkoop word, maar net as die tone bedek word. Ek bedoel hierdie lys gaan aan en aan. Dit is eintlik dis skokkend. Dit is waarlik skokkend om dit te lees. Dit is soos om 'n grap te lees wat iemand opgemaak het en gesê het maar hierdie is nou die nuwe regulasies wat die regering gaan uitbring. Maar dit is regtig en dit is wat dit so ontstellend maar ook so snaaks maak. Is net hierdie dis tipies van die wat ons nou al verlang op hierdie program sê van die kommunistiese geaardheid van alles, elke klein dingetjie in detail probeer manipuleer en beheer in mense se lewens en die staat en hulle droom is om 'n polisieman in elke huis te hê. En dis wat ons nou hierso sien is dat hulle wil selfs beheer wat se soort klere jy mag koop asof dit enige effek op die virus gaan hê. En wat ek nou sien, die heel snaakste ding, miskien net 'n klein detail daarso voordat jy inspring Paul, is iemand wat die staat van inperking baie passievol ondersteun het en iemand wat mense in die straat foto's geneem het van mense wat draf en het op sosiale media gesit het en gesê het hierdie mense moet gearresteer word. Meneer Nicholas Bauer, wat almal baie van ons luisteraars ken, het vanoggend op Twitter eintlik nogal baie benoud gesê, maar hy voel nou nie meer so gemaklik met hierdie regulasies nie en ek neem aan, dit is weens nou hierdie nuwe regulasies oor klere wat gekoop mag word. En net soos in die debat tussen meneer Jamil en Gareth Cliff, het ook die antwoorde net op sy tweet, is net mense wat vir ons sê, maar dit is waarvoor jy gevra het, jy moes versigtig gewees het waarvoor jy gewens het, jy kry wat jy verdien. En ek dink dit wys ook maar net daai tydsgees verskywing wat nou op die oomblik aan die gang is. Ja, weet jy, dis goed. Ek dink mens moet altyd, jy weet, mens moet dinge probeer ondersoek. As ons by Sokrates se maksim kan bly, 'n lewe wat nie ondersoek word nie is nie moeite werd nie. So kom ons vra vir onsself, nee. Ek meen ek gaan myself nie voorhou as jy nog 'n kenner nie. Ek en jy het al twee ek het 'n meestersgraad, besig met nog een, jy het besig met 'n meestersgraad. Jou onderwerpe dink ek is baie meer kompleks as myne, so. Maar okay, so ons het al 'n bietjie 'n boek of twee gelees in ons lewe en hier is my vraag. Hoekom sou jy hierdie doen? Ek meen kom ons dink uit 'n taktiese oogpunt. Watter voordeel lê daarin om vir iemand te sê hierdie mag jy koop en hierdie mag jy nie koop nie? Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Ek was die naweek saam met my verloofde in 'n winkel. Ons wou 'n sporthorlosie koop. Dis 'n tyd om baie te draf en rond te stap, soos 'n goeie tyd om te weet hoeveel tree jy vat en hoe ver jy loop en wat. So nou gaan ek in my Cape Union maar. Nou mag ek 'n horlosie koop, maar ek mag nie langs aan dit, letterlik in die rakkie daar langs aan, mag ek nie die oud kakie puffer, die onderbaadjie ding koop nie, maar langs hom is daar 'n langmou hemp wat wit is, hom mag ek koop, en langs dit is daar dan nog 'n langmou hemp, maar hy's flannel, hom mag ek nie koop. Eerlikwaar, nee, soos wat bereik jy? Wat is dit wat jy uiteindelik reg kry? Winkels gaan minder verkoop. Dis letterlik al.
ek kan nie noodwendig sê mense gaan minder geld spandeer nie, hulle gaan net meer kruiniersware koop en meer ete wat ek wil. So dis nie asof jy mense gaan forceer om te spaar nie. Erns, hoekom? Wat kry hulle reg idee? Ek sien nie die wen vir die regering. Ja, ek self worstel nou vir 'n tydjie in terme van om die ANC te verstaan, moet jy eintlik probeer in 'n kop inklim en ek worstel met tussen besluit of hulle takties baie slim is en of hulle onnosel is en of hulle maar net ideologies besete is. En ek dink ek leun al hoe meer net na ideologies besete. Waar dit is regtig soos om 'n demoon in jou liggaam in te laat inkom as jy ideologie al jou denke vir jou laat doen. En ek dink dis wat ons hier sien. Daar's geen taktiese voordeel nie, maar ek bedoel ek het nou al baie op sosiale media gesê van wat ek nou ook selfs gedink het die ANC sou doen as hulle slim was of takties was. Soos byvoorbeeld om die verlenging van die staat van inperking aan Suid-Afrikaners te verkoop deur alkohol en tabakverkope weer toe te laat. Ek bedoel dit is die maklikste taktiese wen wat hulle kon gedoen het en hulle het nog steeds nie dit. Hulle maak dit eintlik erger. En wat hierdie net weer vir my wys is dat as jy ideologies besete is en daar's 'n ideologiese demoon binne in jou party se liggaam en jou gees is daar, jou party se gees is daarmee oorgevat, gaan dit nie vir jou in 'n logiese of rasionele of taktiese manier laat optree nie. Jy gaan optree in 'n manier wat daai ideologie vir jou sê hoe jy moet optree. Maak nie saak hoe onbenullig dit is nie. En jy sien dit in Noord-Korea, jy sien dit in China, jy sien dit in Cuba, jy sien dit in Iran en jy sien dit nou hier in Suid-Afrika. Jy sien dit in al die vriende van ons land se regering se lande. En hulle almal het elkeen tot verskillende mates dieselfde ideologiese siekte. Hulle almal is deur dieselfde ideologiese demoon beset op een of ander manier tot sekere mates. En daai demoon laat hulle sekere goed doen wat heeltemal irrasioneel is en jy kan dit nie verstaan nie. Dit is soos om iemand wat 'n geestesversteuring het te probeer verstaan. En dit is wat hier aan die gang is, dink ek. Want ek kan nie, daar's geen taktiese manier wat ek dit kan verduidelik nie. Daar's geen strategiese of intellektuele of net praktiese rede hoe ek dit kan verduidelik nie. Die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik, weens dat ek dit sien in ander lande wat dieselfde formule as ons volg, sê vir my dat dit is iets met ideologie te doen eerder as met pragmatiese oplossings. Of met een of ander, al is dit 'n pragmatiese oplossing wat net die ANC baat. Want hierdie baat definitief nie die ANC nie. Dit baat maar net hulle ideologiese of hulle absolute ideologiese drog wat hulle drog gedrag. En so dit is vir my, dit soos ek sê, om miskien af te sluit, dit is soos om iemand wat 'n geestesversteuring het te probeer rasionaliseer. Ek dink nie dit is moontlik nie. Ja, ek meen, ja, so ek moet eerlikwaar, dit is absurd. Ek moet eerlik vir jou sê, as mens nou soek vir voordele hier. Ek kan nie onthou wanneer laas was die Suid-Afrikaanse populace so verenig agter 'n saak, soos dat hulle wil hê ons moet afskaal na vlak 2, vlak 3 toe. Miskien met, jy weet, payback the money, wat ourselves mense binne die ANC gesê, Zuma moet gaan, dat met Zuma must fall, was die land redelik verenig, maar het nog steeds stemme teen dit gekry. Ek kry nou die gevoel, jy weet regtig, die land is sterk verenig hier agter. Ouens wat onder normale omstandighede glad nie mekaar sou saamstem nie, stem saam dat die ekonomie oopgemaak moet word. Kusatu sê ons moet na vlak 2 toe gaan. Ja, so nee, maar nou ja, miskien is dit 'n goeie tyd om te sê, dit is die maksimum punt van Suid-Afrikaanse politiek vir die week. En miskien is dit tyd om bietjie te kyk na Amerika. Nou, Erns, ek weet, jy is nogals ingelees by Amerikaanse politiek. Ek hou daarvan om jy weet op hoogte te bly van sake. Ons weet dat president Trump nou op sy Twitter-profiel onlangs die woord Obamagate baie bekend gemaak het. En daar's heel party mense wat dink hy het 'n punt weet. Sy bewering natuurlik is dat in die oorgangstyd tussen hom en president Obama was daar ondersoeke geloods deur die Obama-administrasie in hom en dat daar wederregtelike ondersoeke gepleeg is of dat daar oortree is. Die kan ek sê die meer demokratiese kant van die media, die kant van die media wat meer na die Democrat party toe neig, sê nou ja, maar Trump dink hierdie goed op en hy weet self nie wat dit is nie en so aan. Maar daar's tog geldige punte om te maak dat dit duidelik is dat daar ondersoeke in sy privaat lewe in gemaak is, wat nie heeltemal bo die tafel kon gebeur het nie, of hoe lees jy die saak?
Ja, en ek dink ons almal het nou die hoofstroom media of meer die linkse media in Amerika. Ek maak raak hulle mekaar tussen die twee. Wat daar so aan die gang is wat ek sien, hulle probeer dat hulle wil hê mense moet vergeet van die hele Rusland ondersoek, iets wat die Suid-Afrikaanse media ook self baie behep mee was en nou glad nie meer oor praat nie, aangesien daai ondersoek nou voltooi is en hulle het niks gevind nie. Maak nie saak van jare se ondersoek in die president in nie. En ek dink wat in hierdie hele Obama-gate ding is daaraan gekoppel. Nou ek moet self bieg, in die tyd van staat van inperking het ek nou nie regtig die Amerikaanse politiek met so valk oog dopgehou soos wat ek altyd doen nie. Ek vind eintlik ons plaaslike gebeure baie meer interessant en relevant, want dit affekteer my en my gesin en my vriende se lewens. Maar wat ek wel daarso sien is dat kom ons vat net die basiese konteks van wat hier gebeur het. Die aantuiging is, die bewering is dat president Obama en sy administrasie die FISA-sisteem gebruik het om 'n warrant te kry dat hulle kan afluister op Donald Trump en sy campaign. En hier is daar's nou stadig bewyse besig om uit te lek van dit wat nogal baie baie sleg lyk vir Obama. Maar dan die groot vraag, en dit nou eers apart te los. Die groot vraag is dan, gaan dit wetlike gevolge hê of gaan dit politieke gevolge hê? Wetlike gevolge soos in terme van Obama wat ondervra word of in die hof verskyn, wat ook al? Nee, absoluut nie. Ek dink daar's glad nie 'n kans daarvan nie. Ek dink nie daar gaan enige wetlike gevolge hiervan wees nie. Politieke gevolge beslis. As jy kyk na die 2016 Amerikaanse verkiesing, een van die groot goed wat Donald Trump gebruik het om sy volgers by sy bymekaarkomste op te sweep, was deur te sê ons gaan vir haar opsluit, en praat nou van Hillary Clinton, en dan het hulle saam met hom dit gechant. En wat gaan in hierdie jaar is nou weer 'n verkiesingsjaar, wat voorspel ek gaan hy hierdie jaar doen? Hy gaan maar net 'n lock her up verander in lock him up. Nie dat daar enigiets van dit gaan kom nie, dat dat die enige ondersoeke of gehore of enigiets verhore gaan uitkom nie, maar dit gaan 'n baie sterk populistiese tool vir hom wees op die ou end om in die verkiesing wat hierdie jaar gaan gebeur te gebruik, en ek dink dit gaan baie effektief wees. Maar ja, dis maar my analise daarvan, in terme van ek dink nie mense moet, as jy 'n Trump aanhanger is, of miskien 'n internasionale luisteraar is wat in Amerika sit, sal ek nie te veel hoop opsit dat daar iets gaan gebeur in terme van Obama wat enige gevolge gaan sien daarvoor in terme van wetlike gevolge nie, maar die verkiesing het nou net baie meer interessant geraak in terme van die retoriek wat ons gaan sien en die populistiese retoriek veral wat ons gaan sien van Trump se veldtogspan af. Ja, dis waar, maar ek dink die afstand tussen die Republikeine en Demokrate het in die laaste, kom ons sê 5 jaar het dit drasties groter geword. Jy weet, kwessies soos byvoorbeeld die versterking van grense en so aan, wat die Demokrate histories pro was, omdat Trump het so sterk ingeneem het hulle ook eintlik teen sulke goed begin staan, dat hulle eintlik vir 'n lang tyd pro was, en teen 'n klomp van die kampe op die grense deur president Obama self opgerig deur sy administrasie. Maar ek dink die lank en die kort van die punt wat jy maak is dat by verre die meeste mense gaan nie noodwendig die beleid lees nie. Hulle gaan nie noodwendig jy weet, in diepte een of ander ideologiese kwessie hê wat gaan bepaal vir wie hulle stem nie. Hulle gaan uiteindelik maar net stem vir die persoon wat hulle ken, stem vir die persoon wat hulle glo, of stem vir die persoon wat sy boodskap die sterkste deurkom. En ek dink mense kan van president Trump sê net dat hy lus is, maar dat hy weet hoe om, jy weet, om self in die media te hou, het sy positief of negatief, en hoe om die narratief te domineer. Ek bedoel, ek besef, ons het nie, politiek het nie bestaan voor president Trump president is, maar kan jy jouself indink, dat enige ander president homself op so 'n manier in die hoof van die media gehou het vir 4 of 5 jaar. Dit is ongelooflik, jy weet, vanaf hy in die middel, omtrent presies 5 jaar terug is, maar in die middel van 2015 gesê het, jy weet, hy gaan nou regtig hierdie keer gaan hy staan vir president. Van daai dag af basis kon jy elke dag ergens een of ander storie oor hom kry. Jy weet, populêre tydskrifte skryf oor sy vrou se klere, daar word spekulasies gedoen om goed of sleg. Ek dink dis die ou domineer die wêreld se media. En ek dink soos jy sê, dat jy weet, as jy al klaar die hele stroom agter jou het,
wedstryd vir of teen jou, maar as jy die stroom agter jou het, is baie maklik om hulle in 'n rigting te druk. Nou ja, ergens is al finale gedagtes van jou af, of wil jy vir ons 'n bietjie goeie nuus bring? Nee wat, kom ons gaan maar in die goeie nuus in. Ek dink dit is hoogtyd dat ons bietjie weer 'n blinkkant bo vir mense gee en ek's bly dat ons het elke week 'n blinkkant bo om vir ons luisteraars te gee. Ek dink is baie belangrik. So, ons het nou in vorige episodes gepraat van die solidariteit beweging wat die solidariteit die vakbond, AfriForum, die vak en dan ook helpende hand wat saamwerk om met hulle krisisfonds of hulle noodfonds om mense te help wat deur die nood wat nou gaan ontstaan weens die virus, maar ek wil nie eers meer sê weens die virus nie, maar weens die staat van inperking, om daai mense by te staan, veral die mense wat dit die meeste gaan nodig hê, in 'n tyd waar die regering hulle die hulp wat hulle aan mense bied baseer op ras. En daai noodfonds, ek dink toe ons die eerste keer daarvan gepraat het, was dit op R4 miljoen. Toe ons die tweede keer daarvan gepraat het, was dit op R6 miljoen en vandag is ek baie trots om te sê dit sit nou op R14 miljoen. So dit is ongelooflik, is regtig net om te sien hoe mense se harte oop gegaan het. Hierdie is nie 'n fonds wat net deur 'n groot klomp besighede of korporatiewe entiteite befonds is nie. Dis befonds deur jy en ek en almal rondom met hulle R20, hulle R50 en R100 wat bymekaar gesit het in 'n pot en nou kan dit en dit is al klaar besig om gebruik te word om mense te help en is regtig 'n mooi ding. En dan ook dis ek meen daar is baie goeie nuus en iemand soos die kunstenaar Appel wat ook nog 'n klomp brode en goed geskenk het en dit lê nie noodwendig eers by die randwaarde nie. Nou ja, ander positiewe nuus as jy daarvan hou om vroeg op 'n Saterdagoggend op te staan. Die Super Rugby reeks in Nieu-Seeland gaan hervat. Daar gaan 10 rondes wees. Nie presies hoe dit gaan werk met dalk 8 rondes, maar goed, dit ook al sê elke span gaan 2 keer teen elke ander span speel, 1 keer tuis, 1 keer weg. Baie goeie nuus vir rugby liefhebbers. Ek dink dit is hoogtyd dat daar weer so 'n bietjie lewendige sport op televisie is, anders as die Belarus sokkerliga. Ja, gepraat van sokker, erns dit lyk my die Premierliga gaan weer wegspeel. Nee, dit lyk vir my definitief asof die Premierliga die 1 Junie dalk kan terug wees. Nou, julle moet maar duim vashou, dis nog nie bevestig nie, maar dit is wat die praatjies op die oomblik is. Ek dink regtig wat ons sien daar gebeur is dat die mense se honger vir sport lyk my raak 'n bietjie erg. So miskien kry ons die Premierliga terug in Junie. Ek sal dit baie graag verwelkom. Dit gaan natuurlik wees met leë stadions, maar dit maak vir my 100% sin. Ek dink dit is hoe mense dit moet doen aan die begin. Maar ek dink ook tog om die seisoen te kanselleer of kort te sny, sal ook baie onverantwoordelik wees vir die handelsmerk van die Premierliga, maar ook vir die toernooi self in terme van die prentjie daarvan en vir in die jare wat die toekomstige seisoene wat daarbey beïnvloed gaan word. So ek dink dit is die beste manier om dit te doen, is om die seisoen volledig klaar te maak en so vroeg as moontlik. En ek dink regtig nie daar's enige probleem om dit met leë stadions klaar te maak nie. Ek dink dit is die verantwoordelike ding om te doen en dan gaan jy nog die liga kan klaarmaak, al is ek een van die mense wat die minste wil sien hoe Liverpool wen. Nou ja, dankie aan jou Ernst, dankie aan jou luisteraars. Se somerklere in die winter koop op afslag, is hierdie episode nou eers verby. Maar jy as luisteraar uit homself bietjie ton nonsens, maak geraas wat deur die mense hoe jy voorgoeders en lewer vir ons kommentaar op enige sosiale media platform wat jy gebruik om politiek by jou uit te kry.